Geliefdes, die klok roep ons vanmôre om uit die geraas van die wêreld hier stil te word in die teenwoordigheid van God. Laat ons stil word en ons harte oopmaak vir hierdie ontmoeting met die lewende Here. Vandag steek ons 5 kersse aan as teken van die 5de Sondag van die opstanding. 'n herinnering dat die lig in Christus na die wêreld toe gekom het en in ons donker wêreld steeds skyn. Ons kom ook om sigbaar die genade van God te vier met die doop as teken van sy verbond met ons. En daarom is ons hier om te aanbid, te luister en saam te deel in God se werk met ons. Terwyl ons bly sit, gaan ons saam sing Gesang 278, hoor ons bid oor die Here. Daarna as ons klaar gesing het, ons sit omdat ons dit nederig gebreed doen, staan ons vir die fotum en die seëngroet, en as ons klaar die fotum en die seëngroet aangehoor het, kan ons weer ons plekke inneem en gaan sit. Here, ons soek U, na U alleen smag ons. Ons verlang om U grootheid en U mag te sien, om U heerlikheid te aanskou. Neem ons vandag in U teenwoordigheid in en vervul ons met U troue liefde. Geliefdes, gelukkig is hulle wat hartseer is, want God sal hulle troos en vir hulle moed gee. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons staan, dan sing ons tot lof van die Here. Psalm 33 vers 1 tot 4 van T.T. Kloete en vers 1 van Toosius. Amen.
eie voordeel en belang wees. God vra egter van ons om ander se belange op ons hart te dra. Dit is die wil van God. Kom ons luister nou na 'n uittreksel van Paulus se brief aan die Filippense. Heel aan die einde van hierdie uittreksel hoor ons ook 'n geloofsbelijdenis. Jesus Christus is Here. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of oorsig doen, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Die geselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godsgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ons het nou na die wil van God geluister en ons geloof bely. Laat ons dit bevestig met die sing van Amen. Gesang 3:4. Amen beteken, dit is waar en seker. Of, so is dit, so sal dit wees. In die erediens is Amen ons gelowige antwoord op God se woord en ons gebede. 'n bevestiging dat ons vertrou op God se waarheid en sy beloftes. Dit is nie die einde van 'n gebed nie, maar 'n daad van geloof. Ons sê daarmee dat ons saam sien, glo en ons lewe daarop wil bou. Skriflesing vanmôre vat ons in die Gees na 'n berg in Galilea. Dieselfde soort plek waar God dikwels duidelik met mense gepraat het. Dit is na die opstanding van Jesus in die geskiedenis. Jesus se graf is nou leeg. Die dood is reeds oorwin. Maar die disippels staan nog tussen geloof en onseker, tussen doen en twyfel wat om te doen. Hier, op hierdie berg, kom die opgestaande Here na hulle toe, eintlik na ons toe. Wat hy sê, is dis nie net vir hulle nie, maar vir elke gelowige, deur al die eeue heen, tot vanmôre. Hy sê, sy openbare optrede op aarde is nie die einde van sy werk nie. Sy openbare optrede op aarde is bloot die begin van 'n nuwe wêreldwye verkondiging van die woord van God. Die hartklop van die kerk se roeping, die hartklop van die uitlewing van ons geloof is om die woord van God oor die wêreld heen uit te dra. Kom ons luister hoe die Here self
sy disippels stuur en hoe hy ook vir my en vir jou stuur. Laat jouself toe om daar in die gebeure van daardie tyd meegevoer te raak. Luister mooi na Jesus as hy met ons praat in die teks. Hoor wat hy vanmôre vir jou wil sê en besluit vanmôre of jy gehoorsaam daarin gaan wees of nie. Ons lees uit Matteus 28 vers 16 tot 20 en ek lees vir ons uit die 2022 vertaling van die Nuwe Testament. Die 11 disippels is na die berg in Galilea toe. Die plek waar Jesus vir hulle gesê om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Tog was party van hulle nog onseker oor wat besig was om te gebeur. God het aan my al die mag en die krag gegee, of dit nou in die hemel of op die aarde is, sê Jesus vir hulle. Gaan nou die hele wêreld in en nooi al die mense uit om my volgelinge en my disippels te word. Doop hulle in die naam en met die gesag van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle alles wat ek julle geleer het en oortuig hulle om daarvolgens te leef. Weet verseker, ek is elke dag by julle, ja, altyd, tot aan die einde van die wêreld. Lees tot sover. Hierdie is 'n toneel wat ons verbeelding vanmôre weer behoort aan te gryp. Dis vroegoggend op 'n berg in Galilea. Die lig is helder. Die wêreld is stil, asof alles en almal wag op iets wat moet gebeur. 'n Klein groepie disippels, 11, staan daar rond. Ek en jy is vanmôre in die Gees ook daar, by die berg in Galilea. Die mense van daardie tyd het alles beleef. Alles van Jesus, sy wonderwerk, sy prediking, sy onderrig, sy opvoeding, die gevangenisneming van Jesus, daardie bittere lyding wat hy moes deurmaak, die vasspyker aan die kruis, die sterwe aan die kruis, en nou ook die werklikheid van sy opstanding. Hulle sien hom met hulle eie oë. Hulle aanbid hom, maar as mens is daar nog 'n bietjie twyfel. En dalk is dit juist die plek waar ons onsself in hierdie verhaal herken. Want geloof en twyfel lê dikwels baie nader aan mekaar as wat ons wil herken. Dink aan jou eie lewe. Hoe baie naby in jou eie lewe dalk vanmôre lê geloof en twyfel soms in die lewe. Juist in hierdie ruimte, hierdie menslike ruimte tussen aanbidding en onsekerheid, kom Jesus en hy praat met ons. Nie oor die verlede nie, nie oor ons mislukkings nie, nie oor ons swakheid of ons ongeloof of ons klein geloof nie. Hy begin op 'n ander plek. Sal grypend as jy dit besef. Hy sê vir my en jou, gaan. Dus ek en jy kan nie langer hier al twyfel ons, al is ons maar mens met ons swakheid en kommer, kan nie langer meer net stil sit en passief wees. Jesus sê dat geloof beteken om te gaan. Dit is nie om te sit en niks te doen of om te wag dat iemand vir jou iets doen nie. Dit is om op te staan en te gaan, in beweging te kom. Dis die eerste woorde van hierdie nuwe tyd. Gaan, waarheen? Na die hele wêreld toe. Wat moet ons doen? Die evangelie gaan verkondig.
Die evangelie is nie bedoel om stilgehou te word. Die evangelie van Jesus Christus is nie bedoel om my privaat geloof te wees nie. Dit is nie iets wat ek moet bære vir een dag as ek dit nodig kry nie. Dit is iets wat moet beweeg, iets wat moet opstaan, iets wat moet uitgaan, iets wat ander mense moet bereik, wat ander harte vir Christus moet gaan aanraak. En dan hoor ons mooi uit hierdie vertaling uit die oorspronklike Grieks uit, waarin dit oorspronklik geskryf is, hoor ons vanmôre mooi, Jesus sê, nooi die mens. Nie dwing hulle nie. Nie gaan dwing my evangelie aan ander mense in hulle kele af nie. Nie oordonder hulle met geweld en mag nie. Nie konfronteer hulle nie, maar net nooi. Soos iemand wat 'n deur sal oopmaak en sê, kom binne, kom ervaar, kom stap saam, kom kuier saam met my. Hierdie vertaling uit die Grieks, daardie woord nooi raak te sien, verander ons hele verstaan van sending en missionaal wees. Ons roeping is om nie om mense te oorrompel met argumente, om hulle te laat staan kry, of om hulle moeilike vrae te antwoord, waarop hulle skaam sal wees vir die antwoorde wat hulle moet gee nie. Maar om hulle te nooi in 'n lewe saam met Jesus. Om te sê, kom kyk, hoe lyk dit om Jesus te volg? Kom word deel van Jesus se reis. Kom stap saam wie en wat jy is. Dan bring hierdie gebeure ons so baie naby aan wat vanmôre ook gaan gebeur, omdat ons vandag 'n kind doop. 'n jong lewe, maar 'n groot geestelike oomblik. Want die doop begin nie by ons. Die doop begin altyd by God. Nog voordat 'n mens enigiets kan kies of kan verstaan, het God ons gekies. Het God as te ware gesê, hierdie persoon behoort aan my. Hoor ons dit mooi? As ons na die doop kyk, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God. Dit is God se doop. Dit is God se teken dat hy sonder mense red en verlos. Ons verdien nooit die doop nie. Ons hoef ook nie 'n besluit te neem. Ons ontvang net in die genade en dankbaarheid die doop. Ek wil myself vir 'n oomblik hier nog 'n keer aan die kant onderbreek. Merk ons in hierdie wat Jesus se opdrag oor die doop is, enigsins op dat Jesus hier sê hoe oud ons moet wees voordat ons gedoop word? Merk ons hier in Jesus se opdrag dat daar gedoop moet word enigiets op van hoeveel water ons moet gebruik om gedoop te word? Nee, dit is nie vir hom belangrik nie. Dit behoort ook nie vir ons belangrik te wees nie. Dit behoort hartverskeurend te wees dat ons daaroor mekaar in kampe en jaag. Al wat Jesus in sy opdrag hier oor die doop sê, en dis Jesus self wat in die woord is. Doop hulle in die naam. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit gaan oor God drie-enig. Ek wil myself hierin onderbreek en sê, kom ons hoor dit. Kom ons wees dankbaar. Kom ons word een in Christus, eensgesind. Deur te doen wat hy sê. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dan sê Jesus verder, leer hulle alles wat ek julle geleer het en oortuig hulle om daarvolgens te leef. Leer hulle om alles wat ek julle hoor julle wat sê, doop en dan kan julle hulle leer.
Hulle hoef nie eers te leer en allerhande slim dinge te weet en te kan besluit nie. Doop hulle en dan leer jy wat dit beteken. Hy sê nie net, leer hulle nie. Hy sê ook hier, leer hulle om te leef. Leer hulle om te leef. Die geloof is nie bloot net kopkennis. Geloof is ook doen. Dit is nie net iets wat ons met ons kop moet glo en uitwerk en toets inskryf nie. Die geloof is ook iets wat ek en jy elke dag, elke oomblik en elke verhouding moet doen. Dis 'n manier van lewe. 'n Pad wat geloop moet word elke oomblik. Die voorbeeld wat ons stel, nie net met ons woorde wat ons sê nie, maar veral met ons dade. Dit bring ons besonder by die roeping van ouers en grootouers en alle volwassenes. Aan ons is 'n kind gegee. Hierdie is nie net 'n mooi, 'n simboliese oomblik nie. Hierdie is 'n heilige oomblik met 'n heilige verantwoordelikheid. Ons word almal geroep. Hierdie kind wat gedoop word, te leer met ons lewe. Hoe leer 'n kind om te bid? Deur om te sien en te kyk hoe ouers bid. Hoe leer 'n kind om te vergewe soos Christus vergewe? Deur om na grootouers, groot mense te kyk en sien hoe vergifnis werk. Hoe leer hulle vertrou? Deur te sien hoe volwasse mense ouers mekaar vertrou. Hoe lyk liefde? Hoe lyk kerk toe gaan vir 'n kind? Soos die ouers se voorbeeld. Want kinders leer meer uit wat hulle sien as uit wat hulle hoor. En ek het dit al gesê, want julle nie al baie keer vir kinders gesê, hoor julle nie wat ek sê nie? Ja, sê dit baie vir ons kinders. Die realiteit is hulle hoor nie wat ons sê nie. Hulle kyk wat ons doen. Hierdie roeping stop nie net by ouers. Dit raak ons almal. Elkeen van ons wat gedoop is, word vanmôre weer herinner, jy is in Christus gered. Jy is verlos. Jy is vrygespreek, omdat God jou liefhet. Gaan lewe. Asof jy dit weet. En daarin lê ons identiteit. Dis wat ons maak wie ons is. Nie wat die wêreld sê ons is nie. Ons is in die oë van God sy kind. 'n geliefde kind, vir wie hy sy lewe afgelê. En dit bepaal my identiteit. Ek is spesiaal, nie oor iets wat ek gedoen het nie. Ek is spesiaal omdat God my liefhet, die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoor ons uit hierdie teks 3 dinge: gaan, leer en doop. Staan nie los van mekaar. Dit vorm eintlik 'n beweging, dit vorm 'n lewe. Ons gaan en ons gaan nooit. Ons doop en ons bevestig. Ons leer en ons lewe. Dis die ritme van gelowiges. Dis ook die ritme van die kerk. Dis ook die ritme van die lewende God. Maar dat ek self mens is, kan ek dit saam met julle voel. Dis daarom 'n groot roeping. Te groot. Die wêreld is te wyd. Ons kan sê mense is te kompleks. Omstandighede is te moeilik. Ons voel ook soms onseker oor hoe ons moet leef. Nou is ons weer terug saam met die disippels daar by die berg. Vol aanbidding, maar soms ook 'n bietjie twyfel. Nou
hoor ons iets baie mooi. Die Here sê nie net wat ons moet gaan doen, omdat hy besef hoe moeilik dit vir ons kan wees. Eindig hierdie opdrag met 'n belofte. Weet verseker, ek is elke dag by julle, ja, altyd, tot aan die einde van die wêreld. Jesus sluit af met 'n belofte. Dit is die anker van alles. Nie ons vermoë nie, maar sy teenwoordigheid. Nie ons krag nie, maar sy naby. Hy is by ons elke dag. Hy is by ons in moeilike tye. Hy is by ouers wat probeer om getrou hulle kinders op te voed. Hy is by elke gelowige wat worstel, wat groei, wat leer, wat stoei. Hy is by ons wanneer ons gaan, wanneer ons leer, wanneer ons dood. Ja, ons roeping is groot, maar daar is ook 'n groot belofte. En daarom wanneer ons vandag hierdie doop ervaar en beleef, en wanneer ons onthou dat ons ook dalk self gedoop is, laat ons opnuut antwoord op hierdie roeping. Laat ons gaan en mense nooi in die lewe van Jesus in. Laat ons leer en self leef soos wat ons glo. Laat ons onthou wie ons is. Mense wat gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En bo alles, dat ek en jy vashou aan die belofte. Hy is by my. Elke dag. Altyd. Tot aan die einde van die wêreld. Amen. Ek vra dat die doopouers nou na vore sal kom en ook die sy na vore sal kom. Geliefde ouers, julle het weer daar die katekese gewerk, aanlyn, en ek gaan nou aan julle 3 vrae. Julle sal net stel hierdie vrae omskryf in 3 geloftes. Want as julle ja sal antwoord op hierdie 3 vrae, beteken dit julle maak hierdie gelofte God. Die doop roep ons om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van die doop sal uitlewe vir hulle kinders. Ouers in die gemeente moet daarom hulle kinders voortdurend leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeente en van die gemeenskap van gelowiges te leef en te ervaar dat God ook vir hulle lief is. Carla en Cherise, glo julle dat ons en ons kinders ondanks ons sonde deur die genade van God gered word? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat ons nodig het om te glo en dat dit in die belydenisskrifte saamgevat? Beloof julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hier op julle 2 se hoorbaar? Lesy baden ons, dis my onuitspreeklike voorreg om jou vanmôre te mag doop in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons hier staan, laat ons nou saam bid. Dankie Here, dat ons as gemeente by hierdie geleentheid daarvan oortuig kan wees, dat U as Vader ons liefhet, as Seun ons red, en as Gees in ons harte woon. Dankie Here, dat U ons opneem in die verbond. Dankie dat U ook vir Lesjy sigbaar hierdie teken gegee het, dat haar ouers haar so kan grootmaak. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeenskap van gelowiges en 'n geestelike tuiste kan hê. Dankie dat ons die evangelie kan hoor, die gemeenskap betuig en met mekaar kan uitleef. Neem tog ons lof en aanbidding aan Here. Here, lei ons en in besonder vir haar wat pas gedoop is, om altyd die warmte en die nabyheid van U te ervaar. Inspireer ons om altyd na mekaar toe uit te reik. Vader, gee dat ons die betekenis van die doop ons eie sal maak. Here, leer ons om te verstaan dat U die verlossing is. Heilige Gees, vervul ons lewe sodat ons altyd getroos sal wees. Ons bid vanmôre vir die doopouers en vir die gemeenskap van gelowiges. Gee aan ons die krag en die geleenthede om ons voorneme getrou na te kom. Ons bid, Here, dat ons altyd tuis sal wees in U arms en as U kinders. Amen. Broers en susters, ons gaan nou die seënbede vir hulle toesing terwyl hulle hier staan. Dit gaan so werk. Ons gaan vir vers 1 sing van 268 en dan gaan ons die seën op Lesjy uitspreek deur saam te sing daarna. Dan gaan ons laat deur die seën op Hildal sing. Dit is die seën op die ouers om hierdie gelofte wat hulle maak getrou na te kom. En dan gaan U toelaat dat daar die melodie een keer deurspeel. Gaan nie dan sing. En julle kan dan gaan sit by daardie geleentheid. Jacques, jy kan net vir hulle gaan sit vir hulle die lidmaatskap boekie oorhandig en die gelukwensing doen. En dan die 4de keer as die vers begin speel, dan sing ons die seënbede op mekaar, vir mekaar. Kom ons begin.